Gebede vir mans. Ek het al die liefdesverhale in die Bybel gaan opswat om te kyk watter golden nuggets kan ek daaruit kry om te bid vir die mans in ons lewens. Hierdie is 'n reeks van gebede, so gaan soek dit gerus op YouTube. Bid so vir jou man, vir jou verloofde, vir jou kerel, vir jou broers, vir jou pa, vir jou vriende of vir jou vriendinne se mans. Jakob en Rachel. 1. Volhoubare energie. Jakob het vir 14 jaar lank gewerk om vir Rachel te kry as sy vrou. Hoeveel verhoudings verkrummel nie, want ons lewe in 'n samelewing waar dit is legit to quit. Ek het al beide kante gesien van die minste. Van vrouens is wat langer as wat hulle moet in die mishandelende verhouding bly, en mans wat met die eerste oomblikke van moeilikheid weghardloop. Sodra die verhouding begin moeilik raak, hardloop hulle. Het jy al ooit die fliek gekyk van When a Man Loves a Woman, waar Meg Ryan die alkoholmisbruiker is en die man bly net lief vir haar? Of het jy al ooit die boek gelees van Redeeming Love? Ek dink ons almal kan bid vir daardie liefde in mans, waar hulle net aanhou probeer, aanhou bid, aanhou glo, al vat dit 14 jaar. Al sien hulle nog glad nie resultate nie, maar waar hulle net aanhoudend voortgaan in God se wil. 2. Hy sien Rachel se uitsonderlike skoonheid raak. Ek glo dat almal is pragtig. Almal het goud binne in hulle, net soos hierdie prentjie. Sommige se goud is net dieper weggesteek as ander se. Ek bid dat die mans in jou lewe jou goud sal raak sien en dat hulle dit meer sal ontgin. Dat hy jou ware skoonheid sal raak sien. Dat die dinge wat jou uniek maak sal raak sien en dit sal help versterk. Wanneer 'n mens aan 'n sterkpunt werk, word dit 'n uitsonderlike talent. Maar ons is so in 'n probleem-fixing generasie, dat ons almal fokus net op die legpaard stukkies wat nie daar is nie. Jy kan ook meer bid, dat die mense rondom jou die beste in jou sal raak sien, en jou sal inspireer om meer te doen met jou talente. Onthou jy die gelykenis wat Jesus vertel het van die talente? Die een wat 10 talente gekry het met die 10 talente gewerk. Hy het nie die een wat 5 talente gekry het, gaan vra en gaan smeek om dit wat hy nie gekry het nie te kry. Nou hoekom doen ons vrouens dit? Ons fokus so op wat ons nie is nie, op wat ons nie het nie. 3. Jakob beskerm haar. Genesis 33 vers 2. Met die insident van Esau het Jakob vir Rachel op die beste plek geplaas, sodat sy die meeste beskerming kan kry. En ek glo ons mans is gemaak om ons te beskerm. Daar gebeur 'n hormonale vrystelling wat hulle meer manlik laat voel wanneer hulle die vrou vir wie hulle lief is kan beskerm. Bid vir meer geleenthede waar die man jou kan beskerm, sodat hy meer manlik kan voel in jou teenwoordigheid. Bid ook dat jy dit sal raak sien en daarop vir hom 'n positiewe bemoediging sal gee op die areas waar hy jou werklik beskerm. 4. Rachel was 'n moeilike vrou, maar hy bly nog steeds lief vir haar. Sy kla later dat sy nog nie kinders het nie, alhoewel sy 'n man het wat absoluut verlief is op haar en alhoewel sy uitsonderlike skoonheid het, kla sy later oor die feit dat sy nie kinders het nie. Maar Jakob bly nog steeds lief vir haar. Sy was glad nie 'n engeltjie nie. Sy steel by haar eie pa en steek die afgode weg. So doen sy haar godsliewende man ook in, maar hy bly nog steeds lief vir haar. En dit is die perfekte toonbeeld van liefde. Ons almal gaan foute maak. Ons vrouens is emosioneel, maar die mans in ons lewens is nog steeds veronderstel om soos Jakob ons onvoorwaardelik lief te hê. Al maak ons foute, al dra ons nie make-up nie, al tel ons 10 kg op. Bid vir daardie onvoorwaardelike liefde in die mans rondom jou. Bid vir 'n Efesiërs 5 vers 25 tipe liefde. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het. Hierdie quote was vir my so mooi. I will not be another flower picked for my beauty and left to die. I will be wild, difficult to find, and impossible to forget.
Die Bybel leer ons ook dat die volmaakte liefde dryf die vrees na buite, volgens 1 Johannes 4 vers 18. Wat as ons begin bid vir huwelike wat gevul is met daardie volmaakte liefde? Daardie wete en sekuriteit, dat ongeag van watter foute ons sal maak, dat die ander persoon nog steeds vir ons sal lief bly. Jakob was lief vir haar tot op die einde. 5. Hy het selfs op sy sterfbed, toe hy die seën uitgespreek het oor sy 12 kinders, nog voorkeur gegee aan haar kinders. Dit was 'n ewigdurende liefde. Dalk is dit omdat hy so hard gewerk het vir haar. Dalk kom dit van playing hard to get vanuit die Bybel. Ons almal weet ons waardeer iets soveel meer wanneer ons so hard daarvoor gewerk het. Maar bid vir daardie ewigdurende liefde, dat die man elke dag net meer liewer vir jou sal raak, soos Jakob gehad het met Rachel. Ek wil net op hierdie punt ook 'n vinnige vergelyking tref tussen Rachel en Lea. Rachel het alle fisiese seëninge gehad, uitsonderlike skoonheid, 'n man wat soos 'n lovesiek pappie agter haar aangeloop het, maar tog het sy baie innerlike konflik gehad. Waar Lea was vaal, nie so beeldskoon nie, en Jakob het duidelik baie meer liefde vir haar sussie gehad. Dus het sy 'n vol liefdeslewe gehad, maar tog het sy vrede gehad, want dit kom werklik net van God af. So dalk voel jy tans meer soos die Lea in die verhaal. Bid vir jou man soos hierbo, maar soek jou vreugde in jou toenadering by God, want dit is die ultimate liefde. Later, uit Lea se moederskoot het Juda gekom, en Juda het later was hy die voorvader van Jesus. Indien jy van hierdie gebed gehou het, gee asseblief ons 'n groot thumbs up en word een van ons subscribers om vele ander golden nuggets te kry. Deel ook jou getuienis met ons indien jy al enige deurbraak gehad het met die gebede. So maak ons sy naam groot.